Ek het groot geword in die tyd van handsentrales. Dit het destyds so gewerk, as jy iemand wil bel, dan druk jy nie self die nommer nie. Jou telefoon het so 'n slinger en jy draai die slinger, dan kom jy by die sentrale uit. Dan gee jy by die sentrale 'n nommer, sê nou maar 45 of 159 en dan kyk hulle waar is 45 en hulle druk die kabel daarin. So konnekteer hulle jou met mekaar en dan kan jy gesels. Nou het 'n oomie vertel van 'n tannie wie se hondjie siek was. Dis 'n jockie met die naam Diesel. Hoekom jy 'n jockie die naam Diesel sal gee, sal ek ook nou nie weet nie, maar toe maar. Die tannie was bekommerd oor die hond en sy bel die sentrale en sy sê vinnig, kan ek met die veearts praat, daar's fout met Diesel. Sy vergeet om 'n nommer te gee. En die sentrale dame skrik en sy hoor van Diesel en sy sit die tannie deur na die motorwerktuigkundige toe. Die mechanic sê goeiemôre, die tannie sê goeiemôre, daar's fout met Diesel, hy wil nie loop nie. Die mechanic dink so 'n bietjie en hy vra, het tannie hom volgemaak? Ja, ek het hom vanoggend volgemaak, hy is reg. Hy vra, het hy kompressie? Ja, sê die tannie, ek druk hom, maar dan maak hy net piep. Die mechanic sê piep? Ja, sê die tannie, piep, maar hy hou nie daarvan as ek hom druk nie. Die mechanic vra, kom daar rook by die uitlaat uit? Die tannie sê nee, maar hy hyg verskriklik. Die res van die storie kan ek nie onthou nie. Ek weet nie eers of dit regtig gebeur het en of die oom dit opgemaak het nie, maar ek onthou, hierdie storie het my altyd gefascineer. Die tannie wat met die verkeerde persoon praat. Die probleem is, sy het hom nie herken as die mechanic nie, sy het gedink, dis die veearts. Wat gebeur wanneer die sonde na jou toe kom en jy herken hom nie? Die probleem is baie keer dat sonde na ons toe kom en ons herken hom nie as sonde nie. Hy sê nie, hier is ek sonde, kom volg my nie. Hy vermom hom soos die waarheid. Partykeer dink jy praat met die waarheid en dan is jy besig om met 'n slang te praat. En dit lei tot groot krisisse. Ons gaan vanoggend saam lees Hebreërs 3. Hebreërs 3 van vers 7 tot 19. Hier gaan ons sien wat die sonde doen, hoe die sonde ons vang en wat natuurlik die uiteinde daarvan is. Kom ons lees Hebreërs 3 van vers 7 af. Daarom, soos die Heilige Gees sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard, soos tydens die opstand, die dag van die versoeking in die woestyn, toe julle voorouers my versoek en beproef het nie, al het hulle my dade gesien, 40 jaar lank. Daarom het my toorn ontvlam teenoor hierdie geslag, en ek het gesê, in hulle harte is hulle altyd op 'n dwaalspoor, en my paaie wou hulle nie leer ken nie. So het ek in my toorn gesweer, hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie. Broers, waak daarteen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry, deur van die lewende God afvallig te word nie. Maar spoor mekaar elke dag aan, solank daar nog van vandag sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons enduit stewig bly vashou aan ons aanvanklike geloofsvertroue. Soos gesê word, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard, soos tydens die opstand nie. Wie was dit wat gehoor het, maar nietemin in opstand gekom het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte uitgetrek het nie? Op wie was hy 40 jaar lank toornig? Was dit nie op hulle wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn gelê het nie? Vir wie, behalwe hulle wat ongehoorsaam was, het hy gesweer dat hulle beslis nie in sy rus sal ingaan nie. Ons sien dus dat hulle vanweë ongeloof nie in staat was om in sy rus in te gaan nie. Hierdie gedeelte vertel vir ons van die woestyntog. Die Israeliete het vrygekom na die 10 plaae in Egipte, hulle deur die Rietsee getrek en hulle was in die woestyn. En wat het daar gebeur? Daar het hulle gesondig. Het hulle een oggend opgestaan en besluit ons wil nou sondig? Nee, dit het geleidelik gekom. En die Hebreërskrywer vertel vir ons hoe dit gewerk het. Hulle harte het na 'n ander stem geluister. Was dit 'n stem wat openlik na hulle toe gekom het? Nee, baie subtiel. Ons lees hier in vers 13 van die verleiding van die sonde. Die woord wat met verleiding vertaal word, beteken letterlik bedrog. Die sonde kom en hy bedrieg jou. Dink maar aan die goue kalf.
Die mense het nie gesê ons wil 'n ander God dien nie. Die sonde het gekom en gesê julle sien God nie. Maak vir julle 'n kalf, dan dien julle God deur die kalf. Dit was onaanvaarbaar. Toe hulle die land kon ingaan, hulle het verspieders gestuur en hulle het gesien dis 'n wonderlike land, maar daar is groot en sterk mense in. 2 van die 12 verspieders het gesê, die Here is by ons sien kans vir hulle. Maar die sonde het vir die ander 10 gesê, hulle is dan baie sterk, ek weet nie of ons hulle sal wen nie. En die sonde het vir die hele volk gesê, dit was beter in Egipte as wat dit nou is, want nou gaan julle almal sterf in hierdie oorlog wat gaan volg. Julle sien, die sonde werk deur omstandighede. God sê, ek sal julle inlei. Die omstandighede sê, julle gaan dit nie maak nie. En nou is die groot vraag, na wie luister ek? Die slang het baie subtiel na die mens toe gekom. God het gesê, julle kan van al die bome eet, maar daar's een boom waarvan julle nie mag eet nie. Hoekom nie? Vra die slang. En dan begin hy twyfel plant. As julle van daardie boom eet, sal julle net soos God word, julle sal goed en kwaad leer ken. En ons lees dan dat die mens na die boom gekyk het, Eva het die vrug gesien, dit het mooi gelyk en sy is verlei daardeur. God kom na ons toe met baie duidelike beloftes, maar ook baie duidelike riglyne van hoe hy wil hê ons moet leef. En die sonde kom nie en sê moenie dit doen nie. Moenie God vertrou nie. Steel, moor, nee. Die sonde kom en hy vra vir ons, dink jy regtig waar dis die beste pad? Is daar nie dalk 'n ander pad nie? Dink jy nie jy moet iets anders probeer as om maar net elke dag eerlik te wees, elke dag terwyl almal rondom jou korrup is, die reguit pad te loop nie? So kom die sonde geleidelik in jou lewe en wat gebeur? As jy so gedurig die sonde se stem hoor, dan raak jy so gewoond aan die sonde dat jou hart verhard. Jy kom op 'n punt waar jy sê, jammer Here, ek vertrou U nie meer nie. Jammer Here, ek het te veel gesien. Dinge werk nie uit soos wat ek hoop dit uitwerk en ek vir U vra dit moet uitwerk nie. Jammer Here, hierdie pad van eerlikheid, opregtheid, dit bring vir my niks in die sak nie, dit kos my eerder. Jy kom by 'n punt waar jy sê nee. Ek gaan nou na die ander stem luister. Die ander stem wat ek hoor, die stem van die sonde, verhard my hart. Ons lees dit duidelik in vers 13. Spoor mekaar elke dag aan solank daar nog van vandag sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Julle sien, elke keer as jy die stem van die sonde hoor en jy luister daarna, dan word jou hart gevorm deur daardie stem. En jy kom op 'n punt waar die verkeerde vir jou normaal lyk. Jy kom op 'n punt waar jy die gevoel het dat as God nie doen wat ek vra nie, dan bestaan God nie, of God is nie liefde nie, of God sorg nie vir my nie. Jy is nie daar waar jy in afhanklikheid van God leef, elke dag die oog op hom gerig hou nie. Toe hulle die land Kanaan moes ingaan, het die volk getwyfel. Hulle was bang, hulle het gedink, hulle gaan dit nie maak nie, terwyl die Here sê, ek sal julle die land gee. En wat het gebeur? 40 jaar later, toe hulle Jerigo ingeneem het, hulle het vir 7 dae om die stad geloop. Die 7de dag het hulle 7 keer om die stad geloop. Hulle het gejuig en geskree en op die ramshorings geblaas en die stad se mure het omgeval. Die Here het letterlik vir hulle die stad gegee. Hulle hoef niks te gedoen het nie. Hulle moes net op God vertrou het. Maar wat het gebeur? Hulle het so gewoond geraak aan die feit dat dit altyd sleg gaan met ons, dat hulle nie eens hoop op die Here gehad het nie. Ek dink die 400 jaar wat hulle slawe was in Egipte het daartoe bygedra. Dit gaan altyd sleg met ons. Nou lei die Here vir ons uit, nou soos hier in die woestyn, ons gaan doodgaan van die honger en die dors. Ons gaan nie die oorlog wen nie. Hulle was so gewoond om na die stem van negativiteit te luister, die stem van sonde, dat hulle nie bereid was om God te vertrou nie. En dis die probleem. Jou hart word gevorm deur die stem waarna jy luister, en dan later kan jy God glad nie meer hoor nie. Die woord wat die Bybel hier gebruik is die woord ongeloof. Vers 19, ons sien dus dat hulle vanweë ongeloof nie in staat was om in sy rus in te gaan nie. Hier is 2 belangrike woorde, die een is die woord vandag en die ander woord is rus. Vandag beteken, dit is nie te laat nie.
As jy tot nou toe na die sonde geluister het, vandag is nog 'n geleentheid vir jou om na die Here te luister, om jou ore toe te maak vir die sonde, om, kom ons sê, daardie verkeerde koneksie wat die sentrale gemaak het, uit te pluk en die regte koneksie te maak. Om op te hou luister na sonde, op te hou om jou te laat verlei deur die bedrog van sonde, en net weer 'n bietjie na God te luister, om God raak te sien. Die Hebreërskrywer haal uit een van Dawid se psalms aan, as hy praat van vandag. Vandag moenie julle harte verhard nie. Dit beteken, ons het nog 'n kans. Israel in die woestyn, hulle het baie kansse gehad. Die Here het vir hulle tonne kansse gegee. 10 plaae, die deurtog deur die Rooi See, die water wat hy vir hulle gegee het, water wat ondrinkbaar was, wat die Here drinkbaar gemaak het, water wat uit die rots gekom het, manna, kwartels. Hy het so baie vir hulle gedoen. Maar die sonde het hulle so verlei dat hulle nie bereid was om te vertrou dat God hulle in die beloofde land sal lei nie. Dis die ander woord, rus. Rus beteken hier om in God se teenwoordigheid te wees, om vrede en vervulling te beleef. Hulle het uitgesien na die beloofde land, maar hulle het nie in God se rus ingegaan nie. Hoekom nie? Omdat hulle harte verhard was. Hulle is verlei deur die sonde, hulle het hulle harte verhard, en op die ou einde was die uiteinde ongeloof. Hulle het glad nie meer God vertrou nie. En wat is die gevolg? Die Hebreërskrywer stel dit baie kras, hulle lyke lê in die woestyn. Nie een van hulle het in God se rus ingegaan nie. Julle sien, sonde kom baie subtiel. As jy vra vir iemand wat vasgevang is in 'n greep van sonde, kom ons dink aan afhanklikheid, dobbel, dwelms, drank, iemand wat ontrou is in sy huwelik. In alle dinge kan jy teruggaan met 'n geskiedenis. Ja, dit het daar en daar en daar begin. Iemand wat in die tronk sit weens korrupsie. Ja, maar dit en dit en dit. Daar's altyd 'n storie, daar's altyd 'n verduideliking. En 'n mens verstaan dit, maar die hartseer is dat die eerste keer toe die sonde hulle bedrieg het, het hulle nie die sonde raak gesien nie. Dit gaan hier oor die verharding van die hart. Hart destyds was vir die mense die setel van jou hele menswees. Ek dink ons sal vandag baie klem lê op die mens se verstand. Waar werk sonde? Die sonde werk deur gedagtes in jou verstand te plaas. Op baie plekke in die Bybel, Romeine 12, 2 Korintiërs 5, word daar gepraat van hoe dat ons moet oppas dat ons nie in ons verstand, in ons gedagtes by die verkeerde uitkom nie. 2 Korintiërs 5 praat in die rigting van 'n plakkerskamp wat in jou gedagtes opgerig word. Romeine 12 sê ons moet ons gedagtes vernuwe. Die krisis kom dat die sonde nie as sonde na ons toe kom nie. Hy is 'n bedrieglike ding wat ons harte verlei. Nou het ek baie mooi gaan kyk in hierdie gedeelte, wat is sonde? Maar Hebreërs sê nie vir ons wat sonde is nie. Ons het al van tevore gekyk na sonde, die Bybelse definisies vir sonde. Hebreërs vertel nie vir ons wat sonde is nie, maar hy vertel vir ons wat sonde doen. Dis nog 'n interessante proses wat hy loop. Hy begin by bedrog. Die sonde bedrieg jou, dan word jou hart verhard, dan hoor jy God nie meer nie, dan verval jy in ongeloof, en dit lei tot afvalligheid. Dat mense by die punt kom om te sê, ek steur my nie meer aan God en sy gebod, en sy kerk en sy mense nie. Julle sien, die sonde het net nodig om die eerste veldslag te wen. Om een keer vir jou te kry om nie God te glo nie, maar die sonde. Die slang het dit so slim gedoen. Het God werklik gesê dat julle van geen bome mag eet nie? Nee. Julle sien, Eva het begin om die slang reg te help, maar daardeur het hy haar in sy mag gekry, hy het haar gekry om te luister. Die probleem kom dat ek na sonde luister. En die groot probleem is, dis baie moeilik om sonde uit te ken. Ek het dit nou al baie gesê, maar sonde kom nie na jou toe en sê, hier is ek sonde, ek wil jou help om afvallig te word nie. Nee, die sonde kom baie keer vermom as die waarheid. Dis asof die sonde met jou in gesprek wil gaan.
En ongelukkig, daardie bedrieglike sonde is so slim dat hy vir jou telkens val. Wat is die antwoord? Daar is maar net een antwoord en dit is jy moet so gewoond raak aan God se stem, dat jy enige stem wat nie van God afkom nie, sal herken. Daardie tannie met die hondjie was paniekbevange en sy het nie mooi gehoor, is dit nou die veearts wat praat, is nie dalk die mechanic nie. Baie keer kom mense met versies uit die Bybel, mense kom met die mooiste boodskappe, maar hulle bring jou so in verwarring, dat jy by die punt kom om te sê, ek weet nie meer wat ek moet glo nie. Jy raak regtig waar verward, verlei, verhard, en op 'n ouend sê jy nee wat. Ek is so de mekaar, kom ons los hierdie hele geloofding. Ek het geleer, jy moet elke dag Bybel lees en bid. En dis nie maar net 'n gewoonte wat jy moet hê nie, daar's 'n goeie rede voor. Jy moet leer om God se stem te herken. Jy moet leer om te weet wanneer die Heilige Gees met jou praat. Dis hoekom ons moet oppas om nie deur versies oortuig te word nie. Enige mens kan met enige versie doen net wat hy wil. As jy 'n klomp versies aan mekaar las, dan kan jy gruwelike dinge vir mense sê. En tog, ons baseer ons geloof op die Bybel, so dis belangrik, ek lees die Bybel. Maar ek moet die Bybel so lees dat ek leer wat my Vader se stem is. Van Genesis tot Openbaring kom ek agter hoe God werk. En natuurlik het vir ons in Jesus gewys presies hoe hy moet werk. As dit kom by wette, daar's sekere wette wat ek moet gehoorsaam. Wette is vreeslik belangrik. Jesus het rondom die Sabbatsgebod vir ons gewys, die mens is nie gemaak vir die Sabbat, vir die wette nie. Die wet is gemaak vir die mens. Daarom het Jesus dit saamgevat. In alles wat ek moet doen, moet ek vra, spreek dit van liefde tot God en liefde tot my naaste. Hy het dit nog makliker gemaak. As iemand dit wat ek nou gaan doen, aan my sou doen, hoe sou ek voel? Moenie aan ander doen wat jy nie wil hê hulle aan jou moet doen nie. Ek is in die versoeking om oneerlik te wees. Hoe sou ek voel as iemand anders teenoor my oneerlik is? Ek is in die versoeking om iets te vat. Ek is in die versoeking om kwaad te praat van iemand. Ek is in die versoeking om my lewensmaat te verkil. Ek is in die versoeking om iemand te veroordeel. Ek is in die versoeking om te sê, daai mense dien nie die Here soos ek nie en daarom is hulle van die bose. Hoe sou ek voel as daardie mense dit teenoor my gedoen het? Daar's maar net een manier en dit is leer die Here se stem ken. En dit gebeur deur aan mekaar in die Bybel, uit die Bybel te leef. Om nie net versies te lees nie, maar partykeer moet mense hele boeke lees. Partykeer moet jy baie wyd rondom die Bybel oplees om te verstaan, maar wat wil die Here hier sê? Daar's tekste in die Bybel wat verskriklik klink. Vir ons van vandag is dit onaanvaarbaar. Dink maar aan die kwessie van slawerny. Vir ons is slawerny ondenkbaar. In die Bybel staan daar, hoor jy, 'n slaaf moet nie probeer vryheid kry nie, probeer om 'n goeie slaaf te wees. Die Bybel is in 'n ander tyd geskryf, die Bybel is in 'n ander taal geskryf, maar die wonder is dat dit steeds God se woord is. Die volk in die woestyn, hulle situasie was, ons moes die land ingaan. Die omstandighede het vir hulle gesê, julle gaan dit nie maak nie. En in plaas van om God te vertrou, het hulle na die omstandighede gekyk en die sonde het ingecash op die omstandighede en gesê, sê eerder julle wil teruggaan Egipte toe. Die uiteinde is, hulle het in ongeloof afvallig geword van God en hulle lyke het in die woestyn agtergebly terwyl hulle kinders in God se rus, God se teenwoordigheid ingegaan het. Die slang is oral en die slang probeer ons verlei. Maar ek wat in God se rus ingegaan het, die dag toe ek my lewe vir hom gegee het. Ek wat in God se teenwoordigheid lewe. Ek moet sorg dat ek gedurig deur God se woord hoor. Ek moet in gebed my toewy aan die Here sodat ek en God in gesprek kan wees. Dis die lekkerste. As ek iets vir die Here vra en hy gee dit nie vir my nie, iemand is siek, iemand wat ek baie lief vir is siek en daardie persoon is sterwend. Here, kan U nie iets doen nie? Ja, sê die Here vir my, ek kan, maar ek gaan nie. Hoekom nie, Here? Nee, die Here gee nie vir my al die antwoorde nie,
maar die Here sê vir my, moet jy nie bekommerd wees nie. Jou tyd en lewe is in my hande, en daarom sê die Here, ek sal sorg. En ek sal sorg nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die ewige lewe. As my konneksie verkeerd is, hoor ek verkeerde stemme, en dan gaan ek verkeerd optree. As my geestelike telefoon gekoppel is aan die Here, en dan kom ander stemme deur, gaan ek dadelik sê, nee, jy praat nie my taal nie. Jy praat nie my Vader se taal nie. Jou stem is verkeerd. Jy klink soos die sonde wat my probeer verlei. Nee, Here, U is my God en U is die een wat ek volg. U is die een wat ek vertrou. U is die een wat vir my vandag die keuse gee om reg te kan optree. Amen. Dankie Here Jesus dat U vir ons kom wys het hoe om op te tree. En as enige iemand vir my sê, 'n Christen doen iets anders as wat U sou gedoen het, dan weet ek, dit is die sonde wat my wil verlei. Dankie Here dat U woord vir ons gegee het, en dankie dat U Gees gegee het, sodat ons die woord vir vandag kan verstaan, en in vandag se lewe moeilike besluite kan neem, maar in die lig van U woorde en onder leiding van die Gees, die regte besluite. Here, maak my ore oop, sodat ek U altyd sal hoor. Amen. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel nag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel nag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel nag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek oor my lied vir U, o Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.